vashou, daar oop hou. Maar kom ons dink eers oor, hoekom lees ons dit? Hoekom fokus ons hierop vanoggend? En ek wil begin met die vraag, hoe vier jy Kersfees? Wat is die gewoontes van jou huis en van jou familie en van jou gesin? Hoe vier julle Kersfees? En ek hoop dat die boodskap vandag is betyds, dat jy nog mooi kan gaan dink om te sê, ja, dis hoe ons dit gevier het al die jare en al die lewe lank, maar kom ons dink 'n bietjie nuut. Oor wat gaan ons hierdie Kersfees doen? Hoe gaan ons 2025 se Kersfees vier? En dalk besluit jy net om dit 'n bietjie anders te doen. Of dalk is jy meer vasberade omdat jy weet, ons doen dit reg, dis hoe ons dit gaan doen. Dis wat reformatie is. Ons praat met soveel nostalgie en verwondering terug na die reformatie van Luther en Calvin en so meer. Maar reformatie is 'n ding wat elke dag gebeur. Elke keer wanneer ons met die woord te doen het, dan moet ons lewe verander, reformeer, soos wat die Bybel dit sê, en daarom vandag ook. Miskien bring vandag se preek party van ons by 'n punt om ons gebruike te reformeer, terug te bring, dat dit die Bybelse waarhede duideliker maak. Miskien net eers oor geestelike vakansiedae. In die Ou Testament is daar baie van hierdie vakansiedae wat God vir hulle voorskryf. Almal daai vakansiedae wys heen, wys vorentoe, na die volle vervulling daarvan in Jesus Christus. Al daai vakansiedae in die Ou Testament, ook selfs die Sabbat, is in Jesus Christus vervul. Ons lees in Kolossense 2 vers 17, dit was alles maar net skaduwees van wat sou kom. Die werklikheid wat al daai feesdae wou uitbeeld, is Jesus Christus. Al daai feesdae het gegaan oor hom. En daarom, ons wat in Christus is, elke dag is vir ons 'n feesdag. Elke dag is 'n opgewonde feesdag, omdat ons kinders van God is. En die hoogtepunt van ons feeslewe is elke Sondag wat ons bymekaar is. Wanneer ons saam bid, God saam verheerlik, saam uit sy woord uit leer, saam besing oor wat die woord in ons lewe wil verander, wat die Bybel vir ons openbaar. Elke Sondag vier ons die hele evangelie. Ons vier Christus se geboorte elke Sondag, sy heilige lewe, sy kruisoffer, sy opstanding uit die dood en die hemelvaart en ons verlange na die dag wanneer hy weer kom. Elke Sondag. En omdat dit elke keer deel is van elke Sondag se feesviering, is addisionele ekstra geestelike vakansiedae regtig nie nodig nie. Daar's van die ou gereformeerde vaders wat regtig 'n groot probleem gehad het met hierdie geestelike vakansiedae, want dit is asof mense dan van die een event af na die volgende ene lewe. En tussenin lewe hulle maar soos hulle wil. Hulle is net daar wanneer dit die groot feesdag is. En dan op daai groot feesdag is daar net een ding wat so oorbeklemtoon word, dat die res van die evangelie half verduister raak. En daarom het hulle gesê, nee, feesdag is Sondag, die hele fees, elke dag. Maar natuurlik is dit nie 'n fout nie, daar's niks verkeerd om feesdae addisioneel by te voer nie. In ons belydenisskrifte erken ons dan ook, ja, daar is Christelike feesdae ook, en dit is juist goed ook. Die belangrikste feesdae wat ons vier, is natuurlik elke Sondag. Moenie vergeet nie, elke Sondag is 'n feesdag. Maar dan natuurlik Goeie Vrydag, Opstandingssondag, Hemelvaart, Pinkster en Kersfees, waarop ons vandag dan fokus. Of jy dit vier en of jy dit nie vier nie, is nie so belangrik nie. Maar wanneer jy dit vier, is dit baie belangrik dat jy dit reg sal vier, met die regte gesindheid, met die regte boodskap. En daarom die vraag, hoe vier jy Kersfees? Daar's baie gebruike in die vier van Kersfees wat ernstige gelowiges baie keer ongemaklik maak. Nie almal daarvan is belangrik nie. Baie mense is baie ongemaklik oor die Kersboom.
Kersvader is regtig 'n groot probleem as jy die ding mooi uitpak en kyk wat dit is. Baie van die Kersliedere is afgryslik. Julle ken daai ene van Santa Claus is coming to town, wat my so hoor. Weet julle, hy sing nie van genade nie, hy sing van verdienste. As jy soet is, sal jy ontvang. Dis nie die genade. Jesus Christus kom juis vir hulle wat dit nie verdien nie. Hy kom nie omdat ons soet was nie. Dan sing die Kerslied juis presies teen dit wat die evangelie eintlik is. Hierdie Kerslied gee aan Kersvader, aan Santa Claus, die eienskappe van God. Hy sê, Santa can seize when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows whether you've been bad or good. Geen mens kan dit wees nie. Die wêreld en baie van kerkmense raak opgesweep in die manier van hierdie. Gee geskenke, pragtige, wonderlike ding. Maar pas op, laat mens tog nie hoor, jy was soet en hier is vir jou gesegend nie. Dis juis genade. Vat byvoorbeeld die datum van Kersdag. Dis histories baie onwaarskynlik dat Jesus op 25 Desember gebore is. Daar's geen verwysing in die Bybel wat vir ons sê wanneer hy gebore is nie, want volgens die Bybel is dit nie regtig belangrik nie. Dat hy gebore is wel. In die winter in die noordelike halfrond is dit onwaarskynlik dat die herders in die veld sou wees. In die sneeu met hulle skape. Waarskynlik sou hulle in die stal gewees het, te vol vir Maria en Johannes, vir Josef. Die vroeë kerkvaders het ook nie gedink dat dit in Desember is nie. Clement van Alexandrië het blijkbaar in die 2de eeu het hy al gesê, nee, dis waarskynlik hier die 20ste Mei rond. Die kerkvader Augustinus het gereken, nee, so by 25 Maart, daar rond. Waarom dan 25 Desember? Ja, daar was 'n Romeinse fees. Hulle het dit genoem die fees van die onoorwinnelike son. Jy weet, die son wat weer terugkom, nee. Jy kan amper dink aan Stonehenge en al daai goeters. Vreeslike feeste daar rondom, want die son kom weer terug. Nou gaan die lewe weer kom, na die verskriklike winter. 'n Heidense fees. Die Christene het dan gesê, nee, maar wag 'n bietjie, julle die ding mis. Die eintlike lig van die wêreld is Jesus Christus. Hy het dit self gesê, hy is die lig van die wêreld. Is dit dan verkeerd om 'n fees te vier oor die lig van die wêreld? En dis wat hulle dan gedoen het. Hulle het 'n fees gevier, maar hulle het die inhoud en die manier hoe hulle dit doen heeltemal verander. Ja, maar nou kan jy mos nou nie dit op daai dag vier nie, dis dan 'n dag van 'n afgodsfees. Weet jy, as jy mooi gaan kyk, dan dink ek nie jy gaan een dag in die wêreld, een dag in die hele jaar kry, wat nie op een of ander manier, op een of ander plek totaal besmet is met die mense sonde nie. Daar is nie so 'n dag nie, want op elke dag skry dit teen God. Is dit dan bygelowig vir ons om op 25 Desember Kersdag te vier? Dis net 'n ander datum. Dit gaan oor wat jy vier. En hoe jy dit vier. Laat mens dan nou nie vashak aan al hierdie goeters nie. Mens kan as jy wil, maar dis regtig nie nodig nie. As jy nie Kersfees vier nie, is dit oukei. Want jy vier dit elke Sondag. Maar wanneer jy Kersfees vier, dink mooi oor hoe jy dit doen. Want dit is belangrik. Wat vier ons op Kersdag? Kom ons lees dit. 1 Johannes 1 en ek lees die eerste 4 verse. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom. Ons het hom gesien en ons is getuies daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle met ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons, sodat ons blydskap volkome kan wees.
Dis die woord van die Here. Met Kersfees dink ons inderdaad terug na daardie dag wat Jesus Christus gebore is uit die maagd Maria, wat hy 'n menslike natuur aangeneem het. Dit is 'n verjaarsdag wat ons vier. En as mens 'n verjaarsdag vier, waaraan dink jy? Byvoorbeeld, as jy dink aan die verjaarsdag van Isaac Newton, of Michelangelo, of van Winston Churchill, of Jan van Riebeeck, dink jy dan aan ou klein Jannie in die doeke? Nee, jy onthou dit, maar jy dink eintlik aan wat hy gedoen het, en wat dit beteken. Net so, wanneer ons terugdink op 'n verjaarsdag van Michelangelo, dan dink ons nie aan die ou klein seentjie nie. Ons dink aan die beeldhouwerk wat hy gedoen het. Die gawe wat God hom gegee het om te kan skilder. En watter impak dit het tot nou toe nog in ons lewens. As iemand by Kersfees net aan 'n kindjie in 'n krib dink, en dalk nog die engele en die herders daar om die krib, dan mis hulle die hele betekenis van wat dit eintlik is. Dit gaan nie oor 'n babietjie nie. Maak nie saak hoe wonderlik en hoe romanties dit mense dit wil inkleer nie. Dit was destyds glad nie so romanties nie. 'n Jong meisie in 'n stal in haar barensnood met niemand wat daarna kom sien nie. Dit was nie so romanties nie, maar selfs as jy so op die regte manier daaraan dink, as dit is waar jou gedagtes vashou, dan mis jy die hele saak. Ons vier natuurlik sy menswording, maar ons vier die hele impak daarvan, en al die gevolge daarvan. Dis waarom dit belangrik is. As daardie goed nie daar was nie, dan was dit net nog 'n baba. En dis wat Johannes hier opsom, dit wat ons regtig vier met Kersfees, dis wat hy hier opsom. Hy praat hier van die woord en van die lewe, en dan bedoel hy natuurlik Jesus Christus. En wat sê hy van Jesus Christus? Hy sê 4 dinge waarop ons wil fokus hier. Hy was altyd God. Hy was altyd daar. Hy het mens geword. Regtig, fisies mens geword. Hy lees soveel klink daarop, dat hulle hom gesien het, dat hulle hom aan hom gevat het. Hy het mens geword, hierdie ewige God. Hy het mens geword sodat ons met God gemeenskap kan hê, en daarom met mekaar. En dit vul ons met 'n absolute onuitspreeklike blydskap. Kom ons kyk na hierdie dinge wat hy leer. In die eerste plek leer hy dat Jesus Christus, die woord, die lewe, was vir ewig daar. Hy het nie begin daardie dag in Bethlehem nie, hy was vir ewig daar. Van die begin af was daar, het ons gelees. Van die begin af, nog voor die skepping. Voordat God nog die beloftes gemaak het van 'n Messias wat sou kom, was hy al daar. Voordat hy begin het met sy bediening, was hy al daar. Hy was daar, hy is daar, hy sal vir altyd daar wees. Kolossense 1 sê, alles is deur hom en vir hom geskep, en voor alles was hy daar, en deur hom bly alles in stand. Hy was, hy is die seun van God, een in wese met die Vader. Hy is God. Nie 'n klein liewe Jesusie nie, almagtige God, Jesus Christus. Dan sê Johannes, dis 'n historiese feit dat hy mens geword het. Ons het hom self gehoor, ons het met ons eie oë hom gesien, ons het met ons hande aan hom geraak, ons is getuies daarvan. Daar is nie twyfel nie. Hierdie ewige, onveranderlike God het gekom in 'n fisiese mens. Hoeveel getuies is nodig in 'n hofsaak om te sê 'n saak is seker? 1 getuie? Nee. 2, 3, 10, 500? Saam met die apostels en honderde getuienis dat Jesus Christus geleef het, dat hy gesterf het, dat hy dood was, maar dat hy opgestaan het in lewe. Gaan lees maar 1 Korintiërs 15. Johannes en Jesus se ander disippels het hom gesien. Hulle het aan hom gevat. Hy was daar.
Hy het op hierdie wêreld geloof in die stof met sy sandale, hy het nat gereën en koud gekry en honger gehad. Hy was selfs angsbevange. Hy was 'n mens, sonder sonde. Maar hy was 'n mens, soos ek en jy. Ons hoef nie te twyfel daaroor nie. Jy hoef nie te glo nie, jy kan dit weet. Dit is seker. Dit is so belangrik, dat ons moet glo en moet weet van sy fisiese lewe op aarde, dat dit bepaal of jy in God is of nie. Later in hierdie selfde hoofstuk skryf hy hieraan, in hoofstuk 4 sê Johannes, hieraan ken julle die Gees van God. Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. Maar elkeen wat nie van Jesus bely nie, wat dit nie van hom bely nie, wat nie bely dat hy mens geword het nie, het nie die Gees wat van God afkom nie, hy het die gees van die Antichrist. So Jesus was ewig by God, en hy het regtig mens geword. Dis waaroor Kersfees gaan. Maar nog meer, nee. Hy het mens geword, sodat ons met God kan gemeenskap hê. God met wie die mensdom, almal, elke enkele een van ons, het 'n geweldige vyandskap met hom. Ons haat hom, weens die sondige natuur in ons. Ons is dood in ons sonde en ons oortredinge. Ons kan nie kies om by hom uit te kom nie, en tog, daarom kom hy, gee hy sy lewe. Dis hoekom hy mens word. Jy kan nie dink aan Kersfees sonder om te dink aan waarom het hy dan gekom nie. Ons verkondig dit aan julle, sê Johannes, sodat julle aan ons gemeenskap kan deel hê, en die gemeenskap waaraan ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dis nogal opvallend, dat Johannes nie sê hy het gekom om ons te red nie. Hy het gekom om ons die ewige lewe te gee nie. Dis natuurlik ingesluit, maar dit beteken soveel meer. Dit beteken nie net om ewig te lewe of om gered te wees van jou sonde nie. Nee, om gemeenskap met die almagtige, heilige, alomteenwoordige, alwetende God te hê. Ons kan ons dit nie indink nie, ons kan dit nie regtig beskryf nie, maar dink 'n bietjie daaraan. 'n Persoonlike verhouding. Dink aan hoe presies is die verhouding tussen 'n ma en haar suigeling baba. Nog meer is dit is die verhouding tussen ons en God. Jesus, wanneer hy sê, deur die Gees kan ons hom Abba, Vader noem. Daai Abba beteken papi. Daardie term wat ons gebruik in 'n huis vol liefde. Dis wie God vir ons word. Gemeenskap met God is om sy hele karakter te ontvang, lees ons in 1 Petrus 1. Dis om die beeld van Jesus uit te straal, 2 Korintiërs 3. Dit is juis deur die gemeenskap van God, dat niks ons van Christus se liefde kan skei nie, Romeine 8. Die gemeenskap met Christus is so, dat ons ou sondige natuur saam met hom gekruisig word, en dat ons nie meer vir onsself lewe nie, maar vir hom wat vir almal opgestaan het, Galasiërs 2. Gemeenskap met God is om in hom ingevleg te wees, met die Almagtige. Dis wat Jesus kom doen, dat ons daaraan kan deel kry. Om saam bly te wees met God oor die goed wat hom bly maak. Om saam hartveer te wees oor die goed wat sy eer aantas. Ook hartseer oor die goed in my lewe wat sy eer aantas. Gemeenskap van God is om bewus te wees daarvan dat jy in God se teenwoordigheid lewe. Nie eendag by hom gaan wees nie, maar hy is nou by jou, persoonlik.
Wanneer jy opgewonde is hy by jou. Wanneer jy hartseer is hy by jou. Wanneer jy nie meer kans sien vir dinge in hierdie lewe nie, is hy by jou. Hy self, met hom kan jy praat. En jy kan eerliker met hom wees as met enige iemand anders in die wêreld. Hy weet klaar wat in jou hart is. Daarom mag jy maar vir hom alles sê, alles met hom deel. Dis wat ons vier Kersfees. Dis waaroor dit gaan, dis hoekom Jesus gekom het. Hy het mens geword om ons gemeenskap met God te gee. Genade. Nie omdat jy soet was nie. Absoluut ten spyte van al jou sonde. Almal wat hom aangeneem het, die wat glo in Christus, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Maar weet jy, as jy met God gemeenskap het, dan het jy ook gemeenskap met almal wat met hom gemeenskap het. Met mekaar. En daarom laat ons liefde vir mekaar 'n bewys is van ons liefde vir hom. Ons gemeenskap met mekaar is 'n bewys van ons gemeenskap met hom. Ons kan nie van mekaar af wil wegbly en dink ons is by hom nie. Dit pas tog nie. Dat jy dink jy's in sy skaapkraal sonder enige ander skape naby jou nie. Dit werk tog nie so nie. As jy met God gemeenskap het, dan het jy met mekaar gemeenskap. Daarom moet julle mekaar lief hê, soos wat ek julle lief gehad het, sê Jesus. Die groter prentjie van Jesus se verlossing is juist dit dat hy die verhouding wat ons met God gebreek het met ons sonde, dat hy dit kom heel maak en ons met God versoen. Dit gaan nie net oor sonde, skuld en vergifnis nie. Dit gaan oor soveel meer. Maar weet jy, wanneer jy dan gemeenskap met God het, dan bring dit hierdie absolute onuitspreeklike blydskap. Die vierde ding waarvan Johannes praat. Ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Blydskap, uit jou vel uit opgewonde, huppelend, vol van 'n borreling in jou. Dis meer as om net bly te wees. Dis regtig diepgaande. Dis 'n vreugde wat binne in jou borrel, wat uit jou uitkom soos 'n fontein van diep binne af. Dis nie oppervlakkig, sodat hierdie lewe se swaar kry en se winde dit kan wegwaai en wegspoel nie. Dit bly daar. Dis 'n diep blydskap wat sing terwyl jy trane loop wanneer jy in beproewing is. Dis 'n blydskap wat jou anker, sodat die vreugde van hierdie lewe jou nie van koers afbring. Want jou blydskap lê in hom, nie in jou omstandighede nie. Jou blydskap lê in jou gemeenskap met Jesus Christus en jou gemeenskap met God, en jy kan dit sien in jou gemeenskap met hulle wat saam jou glo. Diep geanker, soos die wortels van 'n boom wat nie deur 'n orkaan omgewaai kan word nie. Dis die blydskap wat Johannes hiervan praat. Ver meer as emosies, dit ook. 'n Diepe sielsblydskap, wat groei uit net een ding uit. Gemeenskap met God, wat ek kan sien in gemeenskap met mekaar. Ons kan tog nie stil bly oor so iets nie. Soos Johannes moet ons dit van die dakke af verkondig. Die wêreld moet weet dat God regtig die mens kom versoen het met God. Die mens wat totaal verlore is. Die mens wat op allerlei ander plekke 'n uitkomste soek. Die mens selfs die gelukkiges onder ons, wie se babbel uiteindelik wel bars. Volkome, ewige vrede, blydskap. Dis daar. En daarom dan die vraag, hoe vier jy hierdie fees? Hoe vier jy dit?
sodat mense kan agterkom wat jy vier. Is jou Kersfees vol gewoontes van feesvieringe wat fokus op Jesus Christus sodat dit duidelik word, die genade wat ons geontvang het sodat ons met God versoen is? Is dit wat weerspieël word in wat jy doen? Of is daar soveel ander goeders wat tussenin kom dat jy die boodskap net nie meer kan hoor nie? Dis soveel geraas van allerlei ander goede, van liggies en goetertjies, sonder dat ek een daarvan wil wegvat en vir jou sê, dis sonde. As jy 'n fees wil vier van liggies, hou een. As jy 'n fees wil vier van familie, hou 'n familiefees. Maar wanneer jy 'n fees vier van Christus, vier dan 'n Christusfees. Het is goed om die erediens by te woon op Kersdag. Maar laat dit dan jou dag fokus. En nie maar net 'n historiese gewoonte sousie wat jy oor die dag gooi en dan verder fees vier asof jy Christus glad nie meer daar is nie. Die manier hoe ons Kersfees vier, kan van Kersfees 'n heidense fees maak. Of 'n wêreldse fees, as jy dit dan nie heidens wil noem nie. Ons kan soos die wêreld fees vier op Kersdag. Dan mis ons Christus. Ons bid baie keer dat die Here ons sal gebruik as 'n lig vir ons gemeenskap. Wees dan 'n lig met die manier hoe jy Kersdag vier. Dat mense na jou kyk en dink, dis weird. Hoekom is dit weird? Want ons vier nie fees soos die wêreld nie. Ons vier Christus. Laat dit drup uit elke ding wat jy doen. Dit gaan nie oor die kinders en die kleinkinders nie. Dit gaan oor God en ons vreugde in hom. En natuurlik, hoe ons die kinders help om opgewonde en blydskap te wees. Maar om te weet, dit gaan oor Jesus, daarom is ons bly. Moenie hierdie Kersdag bloot doen waaraan jy nog al jou jare al gewoond is nie. Selfs al is dit vir jou die wonderlikste herinneringe toe jy 'n kind was nie. Dink mooi oor hoe jy dit vier. Wat is die boodskap van jou gebruike? Is daar dinge wat jy doen wat nie hierdie waarheid uitbeeld nie? Is daar dinge wat hierdie waarheid van Christus in 'n skaduwee laat sit? Hou dan op daarmee. Selfs al is jy die een in die familie wat sê, ek is die spoilsport, ek hou hiermee op, want dit verspieël nie meer wat ek glo nie. Ek reformeer terug na die Bybel toe. Maar jy mag baie waarskynlik ook in jou Kersvieringe dinge vind wat wonderlik uitbeeld waaroor dit regtig gaan. Doen dit dan. Doen dit met oorgawe. Doen dit meer. So, kom ek som om. Waaroor gaan Kersfees regtig? Wat herinner ons? Waaraan dink ons? Jesus Christus was van die begin af daar, leer Johannes. Hy is onveranderlik God. En daar in Bethlehem het hy fisies die menslike natuur aangeneem. Dis 'n historiese feit. Elkeen wat glo in hom word met God versoen. Heeltemal. Dis die fees. Versoening met die Almagtige. Vir ewig. In sy heerlikheid en in sy saligheid. Dit vul ons met hierdie absolute blydskap. Laat Kersfees dan 'n blye tyd wees. Laat ons dit regtig geniet. Hierdie blydskap wat ons het, nou al, en nog meer in die toekoms, maar nou al reeds. Dis waaroor dit gaan. Kom ons vier Kersfees hierdie jaar, as 'n lig in die wêreld, wat die waarheid verkondig, oor waaroor dit regtig gaan. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie vir 'n tyd soos Kerstyd, dat ons as families bymekaar kan kom.
Dankie vir die vreugde wat ons kan belewe in ons vriendskappe, in ons joviale saamwees. Help ons Here dat dit nie oor die te ete en die drankies gaan nie. Help ons dat dit nie net gaan oor 'n oppervlakkige by mekaar wees nie. Maar help ons dat dit regtig sal gaan oor U. Dat ons vreugde in U sal wees. Gebruik ons in hierdie Kerstyd. Gebruik ons Here om 'n lig vir die wêreld te wees. Selfs al is dit 'n lig in ons eie gesin of 'n lig in ons eie familie. Gebruik dat alles, dit wat ons doen, dit wat ons sê, dit wat ons doen, elke ding daarvan ietsie wys van waaroor dit regtig gaan. Here, en ons kan dit net doen as U diep in ons hart met ons gemeenskap het. U sê ons is U kinders. Help ons om U kinders te wees. U sê U leef in ons. Help ons dat ons sal sterf sodat U in ons sal leef. Ja, Here, gee ons 'n werklike Kersfees. 'n werklike Christusfees. Nie net hierdie maand nie, nie net daardie dag nie, maar elke dag van ons lewe. In Hom, ons Here. Vra ons dit deur die krag van U Gees. Amen. Kom ons vra verder. Hierdie Kerslied van Koos Du Plessis. Hierdie welkom o stille nag van vrede.